In ons samelewing en ons tyd word die slagordes al hoe meer teen mekaar opgestel en dis die wat het teenoor die wat nie het nie. Dit is eintlik 'n wêreldwye verskynsel. En hier by ons lees ons al en ons hoor al hoe meer die polities gelaaide woorde elke dag: herverdeling van rykdom, herverdeling van grond. En ons lees en ons hoor van die politici se teenstrydighede, privaat besit word beskerm, maar grondonteiening het ook nou al 'n werklikheid geword. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is hier vanoggend by mekaar in die naam van die Ere Koning. As dit nie vir hom was nie, dan sou ons nie voor U kon staan nie. Ons is hier by mekaar in die naam van die Vors, wat vol majesteit aan U regterhand staan, en elkeen van sy broers en susters is op sy naam gegraveer. Is op sy hand gegraveer, elke naam. Ons is hier by mekaar in die naam van die Koning, voor wie elke knie eendag sal buig. Ons dank U dat ons sy naam mag aanroep. Ons dank U dat hy vir ons intree in ons swakheid, want ons is swak. Elke dag van ons lewens ervaar ons dit. Swak vanweë die invluisteringe van die duiwel, swak vanweë die verleiding van die wêreld, swak vanweë die stryd wat in ons eie binneste woed. En U ken U kinders, en ons Here Jesus Christus ken sy broers en sy susters, en hy weet hoe swak hulle is. Hy weet hoe dikwels hulle faal. Hy weet dat as ons nie deur U vasgehou word nie, dan sal ons almal verlore gaan. En daarom kom ons na U toe, in volle afhanklikheid. Ons kom na U toe dat die Heilige Gees kragtig in ons sal getuig, aangaande die dinge wat ewigheidswaarde het. Dat die Heilige Gees kragtig in ons sal getuig in hierdie deurmekaar wêreld, wat daar soveel stemme is wat opgaan, soveel beweging, soveel gedagtes, soveel filosofie, soveel ideologie. Maak dit dan rustig in ons hart. Laat ons sit aan die voete van ons Here Jesus Christus en sy apostels. En ons bid dat die skrifte vir ons sal oopgaan. En dat dit vrede sal bring in ons hart. Genadige God en Hemelse Vader, mag hierdie woord dan uitgaan oor hierdie wêreld, waar elkeen wandel in die verdwaasheid van sy eie gemoed. Ons dank U vir die vergifnis van sonde, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skrifgedeelte, ons teksgedeelte kom uit die boek Handelinge, daardie gebeure wat beskryf word wanneer die Heilige Gees uitgestort word in Jerusalem en daar 'n groot verandering in mense se harte plaasgevind het. Maar dit het 'n agtergrond ook wat uit die Ou Testament kom, en dit het te doen met die feesdae in Oud-Israel, soos dit afgekondig is deur Moses in die boek Deuteronomium. So ons eerste gedeelte kom uit die boek Deuteronomium, en ons lees daarvan af Deuteronomium 16, die 8ste vers.
Deuteronomium 16 vers 8. 6 dae lank moet jy die ongesuurde brode eet en op die 7de dag is daar 'n feestyd vir die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. 7 weke moet jy tel, vandat die sekel die eerste keer die ongesnyde graan geslaan word, moet jy 7 weke begin tel. Dan moet jy die fees van die weke hou vir die Here jou God, ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, na mate die Here jou God jou sal seën. En jy moet vrolik wees vir die aangesig van die Here jou God, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die leviet wat in jou poorte is, en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat by jou is, op die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te laat woon. En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipte was, en jy moet hierdie insettinge sorgvuldig hou. Die hittefees moet jy 7 dae lank hou, en as jy van jou dorsvloer en jou wynpers insameling hou, en jy moet vrolik wees op jou fees, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin, en die leviet en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is. 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou, op die plek wat die Here sal uitkies, want die Here jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande, en jy moet net maar vrolik wees. 3 maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die hittefees, en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Here jou God wat hy jou gegee het. So tot sover uit die boek Deuteronomium, en dan blaai ons na die boek Handelinge toe. Daar lees ons in die eerste, die tweede hoofstuk, lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees, wat juis plaasgevind het tydens die oesfees, die Pinksterfees. En nadat die apostel Petrus gepreek het, 'n baie kragtige preek gelewer het, lees ons van die eerste bekeerdes in Handelinge 2 vanaf vers 37. Toe hulle hierdie preek hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En dan blaai ons 'n entjie verder, na die 4de hoofstuk, waar ons 'n uitbreiding het op hierdie tema, Handelinge 4, en ons lees daar vanaf die 32ste vers.
En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie. Maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop, en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Joses, wie se naam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy in hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Dit is die woord van die Here, en ons het tot sover daaruit gelees. Ek herhaal weer verse 44 en 45 in Handelinge 2. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Geliefdes, in ons samelewing en ons tyd word die slagordes al hoe meer teen mekaar opgestel, en dis die wat het teenoor die wat nie het nie. Dit is eintlik 'n wêreldwye verskynsel. En hier by ons lees ons al en ons hoor al hoe meer die polities gelaaide woorde elke dag: herverdeling van rykdom, herverdeling van grond. En ons lees en ons hoor van die politici se teenstrydighede, privaat besit word beskerm, maar grondonteiening het ook nou al 'n werklikheid geword. En aan die een kant van die draad is daar die landhonger massas en die massas wat net besittings wil hê en wat net goed wil hê, en hulle sal by die strate af toi met slagspreuke wat skreeu: gee, we demand. En aan die ander kant van die heining is daar die besitters, hulle wat hulle mure rondom hulle landgoed al hoër bou, en hulle wat hulle op die grondwet wil beroep wat sê myne. Nou, die Bybel het ook al met hierdie debat ter sprake gekom, want so sê die sosialiste, en dit staan daar in Handelinge 2, hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle het hulle eiendom en hulle besittings verkoop en die opbrengs onder almal gedeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Kyk na Handelinge 2, sê die profete van die bevrydingsteologie. Nou die Here het iets vir al twee hierdie groepe te sê. Die Here sê vir die een groep: hierdie is nie julle eiendom dat julle dit sommer kan vat nie. En dan sê die Here vir die ander groep: hierdie is nie julle eiendom om dit sommer te wil terughou nie. Baie charismatiese groeperinge het al deur die eeue probeer om Handelinge 2 en 4 letterlik na te doen. Hulle het onder andere probeer om 'n gemeenskaplike besit in die kerk in te voer,
'n kommunale liefdesgemeenskap op die been te bring. Een vir almal en almal vir een, en wat myne is joune en wat joune is myne. Hierdie eksperimente telkens misluk. Net soos die humanistiese eksperiment van sosialisme en kommunisme misluk het. En alle ander drome van menslike utopie misluk het en in die toekoms ook sal misluk. So die vraag is dus, hoe moet ons Handelinge 2 saam met Handelinge 4 verstaan en wat moet ons vandag daarmee doen? Nou hier in ons skrifgedeelte leer ons die kerk in haar kinderskoene ken. Pragtig, onskuldig, in haar verwondering en in haar eenvoud. Ons lees, daardie eerste hoorders was diep in hulle hart getref. Die eerste preek van die eerste apostel het hulle diep in hulle hart getref, maar hulle wou ook weet, wat moet ons doen? Petrus se preek volg nou op die uitstorting van die Heilige Gees, en daar waar die Gees is, kan ons nie anders nie. Ons moet glo, maar ons moet ook doen. God se wet is nou nie meer op die kliptafels geskryf nie, dis nou op die vleestafel van die hart geskryf. Die eerste gelowiges wou die regte ding doen. Handelinge 2 en 4 se gebeure, ons weet dit volg op die Here se kruisiging, op sy opstanding en op sy hemelvaart. Handelinge 2 beskryf die gebeure in Jerusalem, daar dieselfde jaar tydens die Pinksterfees, die jaarlikse oesfees, die fees van die weke, soos dit bekend gestaan het. Toe word die Heilige Gees op alle vlees uitgestort, bedoelende alle soorte mense, alle nasies, alle tale, alle volke, alle rasse, alle ouderdomme, alle geslagte, alle stande, alle klasse. Dit was 'n uitstorting soos daar nog nooit van tevore was nie en soos daar nooit weer sal wees nie. Dit was die vervulling van die profesie van Joël, die vervulling van Dawid se profesie. Dit was die vrug op die arbeid van ons Here Jesus Christus, die Nasareëner, wat nadat die volk hom gekruisig het, nadat hy homself in die aarde laat neerlê het, maar wat nie deur die smart van die dood gebind kon word nie, maar opgestaan het. Hy was die eersteling van die wat ontslaap het, lees ons in 1 Korintiërs 15. Die eersteling van die oes, hy was die vrug van die land, soos die profeet Jesaja hom beskryf in Jesaja 4. Die mooiste vrug wat uit hierdie aarde uit voortgekom het. En daar was natuurlik geen beter tyd om hierdie vrug, hierdie eersteling van die oes in herinnering te roep as juis in die tyd van die oesfees nie. Daar was geen beter tyd om sy gees op alle nasies en tale en tonge uit te stort as juis met die jaarlikse oesfees nie. Nou ja, ons het gelees dat daardie Pinksterfees sy oorsprong in die boek Levitikus en Deuteronomium het, 'n nasionale dankdag vir die opbrengs van die aarde. Waar die ander offers gerig was op die individu, was hierdie offer gerig op die ganse volk, die hele kerk. Die hele kerk het die Here amptelik bedank vir die kerk se brood. En dan bid die priester namens almal en hy sê, dankie Here, dankie dat u vir 1 jaar lank u kerk hier op aarde onderhou het. Dat u vir haar 'n plek op hierdie vervloekte aarde gegee het en dat u haar gevoed het. Een en almal trek dan op na die tempel. So het ons in Deuteronomium 16 gelees, om daar die fees van die weke te hou. En elkeen bring die eerstelinge van sy oes. En elkeen bring dit ooreenkomstig die vrywillige offer van sy hand, na mate die Here sy God hom geseën het. En hulle moes voor die Here se aangesig vrolik wees.
Die Israeliet, sy seun en sy dogter, sy slaaf en sy slavin, die leviet wat in sy poorte is, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee wat by hom was. Hulle mag nie met leë hande voor die Here verskyn nie, elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Here sy God wat hy hom gegee het. Hierdie gesindheid word saamgevat in die woorde van 'n tafelgebed wat ek as kind geleer het by my pa, en miskien ken jy dit ook, ons dank U Vader vir die spyse. Want jy sien, die aarde, geliefdes, en die volheid daarvan, dit behoort aan die hemelse Vader. Hy gee dit aan wie hy wil, en hy sal dit weerhou van wie hy wil. Hy sal die grond van die heidene afneem, en hy sal dit aan sy kinders gee. Hy het dit gedoen in Josua se tyd. En as sy kinders opstandig en ongehoorsaam is, as hulle ondankbaar en afvallig is, soos in Jesaja se tyd, dan sal hy weer die grond van sy kinders afneem, en hy sal dit weer aan die heidene gee. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. En daarom kan hy ons ook ryklik seën. En dit was ook die strekking van die profeet Joël se Pinksterprofesie. Hy sê, wees nie bevrees in die aarde, juig en wees bly, want die Here het groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, want die weivelde en die woestyn spruit uit, want die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy laat op julle neerdal die vroeë reëns en die laatreëns, en julle dorsvloere sal vol koring wees, en die parskuipe sal oorloop van mos en olie. En dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees, en julle sal die naam van die Here julle God prys. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en julle jongelinge sal gesigte sien. Die volk sal ryklik geseën word op materiële gebied. God stort sy genade vir alle materiële behoeftes uit, ruim en oorvloedig. Maar hy gee nog meer, baie meer. Hy sê, ek sal my gees uitgiet op alle vlees. En nou sal almal toegang tot die Here hê, en almal sal met mekaar daaroor praat. Ja, sou daar nie met hierdie besonderse Pinkster in Jerusalem, waarvan ons in Handelinge 2 gelees het, sou daar nie nog soveel meer rede gewees het om dankbaar te wees nie. Het ons die Vader kom dank vir die spyse? Ja, ons het, maar hy het ons so waarlik ook die spyse van die ewige lewe gegee. Hy het sy gees gegee in oormaat. Hy het ons die vrug van die land gegee. Hy het ons die oes van Christus se volle verlossingswerk gegee, die herstel van die volle gemeenskap met die hemelse Vader. Hy het op ons die Heilige Gees uitgestort. En daarmee het hy die gang van die wêreldgeskiedenis onherroepelik verander. Die laaste offensief teen die poorte van die hel begin met Pinkster, en die oorwinning is verseker. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. Hulle het vir die Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Dis teenoor hierdie Pinkster agtergrond dat die doen-vraag by die eerste gelowiges opgekom het. Die apostel Petrus vra dat hulle self moet doop. Om deel te hê aan die ontsaglike rykdom van Pinkster, moet jy deel wees van 'n groep mense wat hulle self deur die doop laat onderskei het. Jy moet jou laat red uit hierdie verkeerde geslag, en jy moet teruggaan skool toe. Dis wat die Here van hulle verwag het, want hulle, so lees ons, hulle het volhard in die leer van die apostels. Bybelstudie was nie vir hulle 'n las of 'n opgawe nie.
En onder leiding van die apostels het hulle die evangelie uitgedra. En daar waar die Here se gees en woord werk, daar het die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En hulle het volhard in die breking van die brood, die sakrament van die heilige nagmaal. Hulle het volhard in die gebede en hulle het volhard in die gemeenskap. En dit was 'n liefdesgemeenskap. En dit was hier waar die oorspronklike doen van die verbondsvolk weer in die gesigsveld kom. Daardie oorspronklike doen wat daar uit die tyd van Moses op die Here se bevel met die Pinksterfees ingestel is. Daar toe die Here se wet nog op kliptafels geskryf was. Daar waar hulle moes optrek na die tempel en die eerstelinge van hulle oes bring, elkeen volgens sy vermoë, elkeen na mate die Here hom geseën het, en daar moes hulle dit voor die Here se priester kom neerlê. En daar het hulle dit onder mekaar moes deel. Hy en sy gesin, en sy slaaf en sy slavin, en die leviet wat in sy poorte is, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee wat by hom is. Gesamentlik as volk, alles in gemeenskap, want hulle was so bewus van hierdie groot genade oor almal. En so was die eerste gemeente hier in Jerusalem, wat hier in Handelinge 2 en 4 die ware betekenis, was dit hulle wat weer die ware betekenis van die Pinksterwet ontdek het. Met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en die groot genade wat oor almal was, die uitstorting van die Heilige Gees, en niemand onder hulle was behoeftig nie, en almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Jy sien, hulle het maar net in hulle eenvoud die woorde van die Here Jesus self geglo, wanneer hy sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, of broers, of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond, terwille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maar soveel, huise en broers en susters en moeders, en kinders en grond, saam met vervolginge in die eeu wat kom, die ewige lewe. So hier in die eerste gemeente was daar nie 'n dwingende hand nie. Hier was geen sprake van onteiening nie. Hier was die wet van God geskryf op die vleestafel van die hart, deur 'n volk wat diep in die hart getref was. Ananias was nie verplig om sy grond te verkoop nie. Hy was nie verplig om die opbrengs aan die kerk te gee nie, dit was vrywillig. Hier was geen aanduiding dat hierdie ook 'n opdrag vir alle gelowiges van alle tye was nie. Die permanente oplos van eiendom in een gemeenskaplike poel is wat hier gevra word nie. Want as dit die geval was, dan sou die Here Jesus nie die waarheid gepraat het toe hy gesê het dat ons altyd die armes by ons sal hê nie. So ons as gelowiges het ook geen opdrag om ons besittings en eiendom aan die sosialiste te oorhandig nie, om hierdie landhonger toi bendes terwille te wees nie. Maar terselfdertyd, wanneer ons vir die Here sê, myne, dan maak ons 'n fout. Want God kan in daardie selfde nag ons siele van ons kom afeis. Dit lees ons in Lukas 12. En daarom moet ons dit mooi oorweeg, wanneer ons daardie muntstukkie as liefdegawe vir die armes uithaal, of wanneer ons niks meer oor het vir die kerk nie. Ons moet dit mooi oorweeg wanneer ons kerklike bydrae gee, ons moet dit oorweeg of dit die eersteling van ons oes is, wat ons voor die voete van die apostels neerlê. Dalk is dit maar die skraapsel onder die pot, dalk is dit die lam of die siek dier waarvan die Here deur Maleagi praat. Dan moet ons dit oorweeg of ons ook aan die gees van Christus deel het.
Die Gees wat ryklik op daardie besonderse Pinksterfees uitgestort is, toe ons almal deel gekry het aan daai besonderse vrug, die vrug van die land, die Here Jesus Christus. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God, terwyl ons onder die seënende hand staan van die God wat hierdie aarde nat maak, die God wat vir ons alles gee wat ons nodig het, die God wat ons vertroos in ons tye van smart, die God wat ons kos op die tafel sit, wat vir ons vervoermiddels gee, wat vir ons klere aan ons lyf gee, wat vir ons 'n mond gee om ons Here Jesus Christus te loof. Ons bid dat ons dan met die regte perspektief vorentoe sal gaan in hierdie tyd. Ons bid terselfdertyd dat U met diegene sal wees wat beproef word. Op soveel terreine is daar mense wat beproef word, wat kos en klere betref, wat slaapplek betref, mense wat swaar kry. Ons bid dat U vir ons ook 'n oog sal gee vir ons medegelowiges in die geval. Ons bid dat U sal wees met diegene wat in hierdie tyd eensaam is, wat beproef word. U ken elkeen van U kinders en U weet van elkeen se persoonlike hartseer, bekommernis en twyfel vra. U is 'n God wat ryklik seën. En ons Here Jesus Christus het vir ons die seën gegee in sy naam, sodat ons met blydskap kan vorentoe gaan. En ons dank U daarvoor. Amen.